Die antieke Hebreëse huweliksmodel, deel 2. Hierdie studie is met erkenning aan Olive Branch Fellowship. Voordat u hierdie deel in die reeks kyk, moedig ek u aan om eers deel 1 te gaan kyk sodat u die grondslag van die antieke Hebreëse huwelik beter kan begryp en verstaan en sodoende niks uitmis nie, omdat ons in elke reeks voortbou op belangrike feite en waarhede wat bly verdiep soos hierdie reeks vorder. Ontmoet jou bruidegom. Die stadiums van verbintenis. Die Shidduchin is die stadium om 'n pasmaat te vind en om die bepalings van die verbond uiteen te sit. Erosin, die verlovingsstadium, die bruid en bruidegom ondergaan 'n seremoniële was of bad. Die gee van die matan vind plaas, die ondertekening van die ketubah vind plaas en die verbondsmaal en beker wyn wat geneem word vind plaas. En dan sit die Nisuin of huweliksstadium, die bruidegom wat sy bruid kom huis toe neem, deur hom aan getuies aangekondig wanneer hy kom, die afhandeling van die geloftes en die beker wyn, die voltrekking van die huwelik en die bruilofsfees wat plaasvind. Die kies van 'n bruid. Ons het gesien hoe Elohim sy bruid gekies het in die saad van Abraham. Hy het vir Abraham die bepalings van die verbond gegee, wat Elohim vir Abraham sou doen, en wat Abraham in ruil daarvoor moes doen. Elohim het vir Abraham 'n matan, 'n seun gegee. Die bruid was egter te jonk om te voltrek. Toe die bruid volwasse genoeg was, het Elohim weer bevestig wie hy gekies het. Hy het herbevestig wat die bepalings van die verbond van beide bruid en bruidegom sou wees. Ons het gesien hoe die berg Sinai 'n perfekte tipe en skaduwee van 'n antieke Hebreëse troue was. Uiteindelik het Israel na die plek gegaan wat Elohim vir hulle voorberei het, naamlik die beloofde land. Die bruid was egter nie getrou nie. Ons lees in Jeremia 2 vers 1 tot 7 en vers 20 van daardie ontrouheid as volg. En die woord van Jahweh het tot my gekom en gesê, gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so sê Jahweh, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het in die woestyn, in 'n onbesaaide land. Israel was vir Jahweh 'n afgesonderdheid, die eerstelinge van sy opbrengs. Almal wat hom opeet, sal skuld op hulle laai, onheil sal oor hulle kom, sê Jahweh. Hoor die woord van Jahweh, huis van Jakob, en alle geslagte van die huis van Israel. So sê Jahweh, watter onreg het julle vaders in my gevind, dat hulle ver van my afgewyk en agter nietige afgode aangeloop het en self nietig geword het? En hulle het nie gesê, waar is Jahweh wat ons uit Mitzraim laat optrek het, ons in die woestyn gelei het, in 'n land van wildernis en kuile, in 'n land van droogte en doodskaduwee, in 'n land waar niemand deurtrek en waar geen mens woon nie? En ek het julle gebring in 'n land van tuine, om die vrugte en die goeie daarvan te eet. Maar toe julle inkom, het julle my land verontreinig en my erfenis 'n gruwel gemaak. Want van ouds af het jy jou juk verbreek, jou stroppe stikkend geruk, en jy het gesê, ek sal nie dien nie, want op elke hoë heuwel en onder elke groen boom gaan lê jy om te hoereer. Jesegiel 16 vers 1 tot 8. Verder het die woord van Jahweh tot my gekom en gesê, seun van Adam, maak aan Jerusalem sy gruwels bekend en sê, so sê die meester Jahweh tot Jerusalem, jou afkoms en jou geboorte
is uit die land van die Kenaaniete. Jou vader was 'n Amoriet en jou moeder 'n Gittitiese vrou. En wat jou geboorte aangaan, die dag toe jy gebore is jou navelstring nie afgesny nie, en jy is nie met water gewas om jou te reinig nie. Ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie. Geen oog het medelee met jou gehad om vir jou een van hierdie dinge te doen, om vir jou jammer te wees nie, maar jy is op die oop veld gegooi uit veragting vir jou lewe, die dag toe jy gebore is. En ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed. Toe het ek vir jou gesê in jou bloed, leef. Ja, ek het vir jou gesê in jou bloed, leef. Ontelbaar, soos die uitspruitsels van die veld, het ek jou gemaak. En jy het gegroei en groot geword, en die hoogste bloei bereik. Jou borste het styf geword, en jou hare het gegroei, maar jy was naak en bloot. En ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, sê die Meester Jahweh, en jy het myne geword. Elohim sê, hy het 'n huweliksverbond aangegaan. Rut 3 vers 8 tot 9, en die man het teen middernag geskrik en vooroor gebuig en kyk, daar lê 'n vrou aan sy voetenend. En hy vra, wie is jy? Toe antwoord sy, ek is Rut, u dienares, brei dan u vleuel oor u dienares uit, want u is die losser. Jesegiel 16 vers 8 lees ons weer, en ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, sê die Meester Jahweh, en jy het myne geword. Elohim sê, hy het 'n huweliksverbond aangegaan, soos het ons pas gelees het. Ons lees in Rut 3 vers 10, en hy sê, geseënd is jy deur Jahweh my dogter, jy het jou laaste liefde beter gemaak as die eerste, omdat jy nie agter jong manne, arm of ryk aangeloop het nie. Dan lees ons weer in Jesegiel 16, vers 8 tot 10, en ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, sê die Meester Jahweh, en jy het myne geword. Daarop het ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou met olie gesalf. Ook het ek jou beklee met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel gemaak. En ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy. Wie word in fyn linne geklee? Jesegiel 16 vers 11 tot 12. Verder het ek jou met sierade versier en armbande aan jou hande gesit en 'n ketting om jou hals. En ek het 'n ring aan jou neus gesit en oorringe aan jou ore en 'n pragtige kroon op jou hoof. Dit alles was wat 'n bruidegom sy bruid sou gee. Dit is hoe bruide op hul troudag versier was. Ons lees verder in Jesegiel 16 vers 11 tot 12. Verder het ek jou met sierade versier en armbande aan jou hande gesit en 'n ketting om jou hals. En ek het 'n ring aan jou neus gesit en oorringe aan jou ore en 'n pragtige kroon op jou hoof. Genesis 24 vers 22. En toe die kamele genoeg gedrink het, neem die man 'n goue neusring, 'n half sikkel in gewig, en 2 armbande vir haar hande, 10 sikkels goud in gewig. Jesegiel 16 vers 11 tot 12. Verder het ek jou met sierade versier en armbande aan jou hande gesit en 'n ketting om jou hals, en ek het 'n ring aan jou neus gesit en oorringe aan jou ore
en 'n pragtige kroon op jou hoof. Openbaring 2 vers 10, die tweede gedeelte. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Openbaring 3 vers 11. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Jesegiel 16 vers 13 tot 14. Ja, jy het jou versier met goud en silwer, en jou klere was fyn linne en sy, en veelkleurige stowwe. Jy het fyn meel en heuning en olie geëet, en jy was buitengewoon mooi en so voorspoedig, dat jy koninklike waardigheid bereik het. Daarby het daar 'n naam van jou af uitgegaan onder die nasies vanweë jou skoonheid, want dit was volmaak deur my versiersels wat ek op jou aangebring het, sê die Meester Jahweh. Elohim sê dat Israel sy koningin geword het. Weereens weet ons wat gebeur het. Jeremia 3 vers 6 tot 9 en vers 20. En Jahweh het vir my gesê in die dae van koning Josia, het jy gesien wat die afvallige Israel gedoen het? Sy het op elke hoë berg en tot onder elke groen boom gegaan en daar gehoereer. En ek het gesê, nadat sy dit alles gedoen het, keer na my terug, maar sy het nie teruggekeer nie. En dit het die ontroue haar suster Jehuda gesien. En ek het gesien toe ek uit oorsaak van die oorspel van die afvallige Israel haar verstoot en haar skeybrief gegee het, dat die ontroue haar suster Jehuda nie bevrees was nie, maar gegaan en ook self gehoereer het. En vanweë haar ligsinnige hoererye het sy die land besoedel. Ja, sy het oorspel bedrywe met klip en hout. Maar soos 'n vrou troueloos skei van haar minnaar, so het julle troueloos teen my gehandel, o huis van Israel, sê Jahweh. Numeri 5 vers 23 tot 25. Daarna moet die priester hierdie vervloekinge op 'n blad skrywe en dit in die water van bittersmart uitwis, en hy moet die vrou laat drink die water van bittersmart wat die vloek bring, sodat die water wat die vloek bring in haar kan ingaan tot bittersmart. En die priester moet uit die hand van die vrou die spysoffer van jaloersheid neem, en die spysoffer voor die aangesig van Jahweh beweeg, en dit na die altaar bring. Soos wat ons in die video genoem het, naamlik die ewige verbond, weet ons dat hierdie die vloek is wat die vrou moes drink wanneer sy gehoereer het, terwyl sy getroud was, wanneer sy egbreek gepleeg het deur met 'n ander minnaar omgang te hê. En ons weet, dit was die beker wat regmatig aan ons behoort het. Dit was die beker wat ons Messias op homself geneem het. Matteus 26 vers 39. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Sien, Yeshua het die beker van bitterwaters, daardie vloek op homself geneem. Romeine 7 vers 1 tot 6. Of weet julle nie, broers, want ek praat met mense wat die Torah ken, dat die Torah oor die Adamiet heers solank as hy lewe nie? Want die getroude vrou is deur die Torah aan die lewende man gebonde, maar as die man sterwe, is sy ontslaaf van die Torah van die man. Daarom dan, as sy 'n ander man sin word terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is sy vry van die Torah, sodat sy nie 'n egbreekster is as sy 'n ander man sin word nie. So, my broers, is julle dan ook ten opsigte van die Torah dood deur die liggaam van die Messias, om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van Elohim vrugte kan dra. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die Torah kom in ons lede gewerk,
om vir die dood vrugte te dra. Maar nou is ons ontslaaf van die Torah waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die Gees en nie in die oudheid van die letter nie. Albei partye wat op die huwelikskontrak was, is dood. Die bruidegom het gesterf en sodoende die vrou vrygelaat. Joshua, as ons hoëpriester, word egter verbied om met 'n hoer te trou. Levitikus 21 vers 9. En as die dogter van 'n priester haar ontwy om te hoereer, ontwy sy haar vader, met vuur moet sy verbrand word. Broers en susters, medevolksgenote, dit is hoekom die goddeloses op die ou einde in die poel van vuur en swaal gegooi word. Beide partye wat op die huwelikskontrak was, het gesterf. Die bruidegom het gesterf en sodoende die vrou vrygelaat. Joshua, as ons hoëpriester, word egter verbied om met 'n hoer te trou. Levitikus 21 vers 10 en Levitikus 21 vers 13 tot 14. En die priester wat die hoogste onder sy broers is, op wie se hoof die salfolie uitgegiet is, en wat as priester aangestel is om die klere aan te trek, hy mag sy hare nie laat loshang en geen skeure in sy klere maak nie. En hy moet 'n vrou in haar maagdelike staat neem, 'n weduwee of een wat verstoot is, of 'n onteerde of 'n hoer, hulle moet hy nie neem nie, maar 'n jong meisie uit sy volksgenote wat hy as vrou neem. Albei partye wat op die huwelikskontrak was, is dood. Die bruidegom het gesterf en sodoende die vrou vrygelaat. Joshua, as ons hoëpriester, word egter verbied om met 'n hoer te trou. Daarom moet die hoer ook sterf, sodat sy as 'n geestelike maagd opgewek kan word. 2 Korintiërs 11 vers 2. Want ek is jaloers oor julle met die ywer van Elohim, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan die Messias voor te stel. Albei partye wat op die huwelikskontrak was, is dood. Die bruidegom het gesterf en sodoende die vrou vrygelaat. Joshua, as ons hoëpriester, word egter verbied om met 'n hoer te trou. Daarom moet die hoer ook sterf, sodat sy as 'n geestelike maagd opgewek kan word. Dit beteken die troue is weer aan die gang. Kom ons plaas Joshua nou terug in die middel van hierdie prentjie. Ons begin met die Shiddukin, die pasmaatsfase. Dit was ook die stadium waar die formele huweliksaansoek plaasgevind het. Hoe was die formele huweliksaansoek aanvaar? Ons lees in Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Dan kom ons by die erosin of verlovingsfase. Sodra die voorstel aanvaar is, kan die huweliksvoorwaardes nou in plek gestel word. Wat is die bepalings en voorwaardes van die huwelik? Dit was algemeen dat daar 3 kopieë van die ketubah sou wees. Een vir die ouers van die bruid, een vir die getroude paar en 'n verseelde kopie vir die geregtelike hof. Net so is daar 3 kopieë van die Torah of wet, Vader se instruksies. Hier op aarde die verbondsark, bo in die hemel in die hemelse heiligdom. Maar waar is die 3de kopie? Kom ons kyk. Jeremia 31 vers 31 tot 33. Kyk, daar kom daar, sê Jahweh, dat ek met die huis van Jesrael en die huis van Jehuda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op daardie dag, toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Mitsraim uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, sê Jahweh. Maar dit is die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Jesrael sal sluit, sê Jahweh.
Ek gee my wet of Torah in hul binneste en skrywe dit op hulle hart. En ek sal vir hulle 'n Elohim wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Daar is die derde kopie, in ons binneste en op ons hart. Die ketubah het ook wat die bruid en bruidegom se verpligtinge teenoor mekaar bevat. Wat sou die bruidegom sy bruid beloof? Hoe sou die bruid as 'n bystander dien? Sy beloftes aan ons. Openbaring 2 vers 7, vers 11 en vers 17. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van Elohim is. Die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op hierdie steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Openbaring 2 vers 26 tot 28. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het, en ek sal hom die môrester gee. Openbaring 3 vers 5, vers 12 en vers 21. Wie oorwin sal beklee word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy boodskappers. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my Elohim maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my Elohim skrywe en die naam van die stad van my Elohim, van die nuwe Jerusalem wat uit die hemel van my Elohim neerdal, en my nuwe naam. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Sy vereiste van ons. Johannes 14 vers 15 en verse 23 tot 24. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Joshua antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Openbaring 5 vers 1 tot 5. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite opgeskryf, en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk boodskapper gesien wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Jehuda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. 'n ketubah sou 7 handtekeninge of seels daarop gehad het. Die bruidegomsin, die pa van die bruidegomsin, die bruidsin, die pa van die bruidsin, die eerste getuiesin, die tweede getuiesin en laastens die leermeestersin. Kom ons kyk nou weer na Erusin, die verlovingsstadium. 'n Deel van die ketubah het die bruidsprys bepaal. Wat was die prys? Ons lees in 1 Petrus 1 vers 17 tot 19. En as julle hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge,
silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van die Messias, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Voor die openbare verlovingsseremonie sou beide bruid en bruidegom mikwe of 'n reinigingsbad ondergaan. Matteus 3 vers 16. En nadat Joshua gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die Gees van Elohim soos 'n duif neerdal en op hom kom. Ons moet onsself verdiep en reinig in die lewende waters van die woord. Markus 10 vers 38 tot 39. Maar Joshua sê vir hulle, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek drink, en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? En hulle antwoord hom, ons kan. Maar Joshua sê vir hulle, dis waar, die beker wat ek drink sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Wat is hierdie ander onderdompeling of doop waarvan ons Meester en Messias praat? Matteus 3 vers 11 tot 12. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die afgesonderde gees, die Ruach HaKodesh, en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Jesaja 48 vers 10. Kyk, ek het jou gelouter, maar nie so silwer nie. Ek het jou beproef in die smeltkroes van elende. Die bruid sal ook onderdompel word met beproewings, soos wat ons Meester Joshua was. Hartsbesnydenis. Psalm 66 vers 10. Want U het ons getoets, o Elohim, U het ons gelouter soos 'n mens silwer louter. Spreuke 17 vers 3. Die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud, maar Jahwe toets die harte. Nie net sal die bruid wit klere dra nie, sy sal 'n rein hart hê. Die Ruach, oftewel Gees, sal Elohim se weë op haar hart geskryf het. Sodra die bruid en bruidegom mikwa of seremoniële wassing of 'n reinigingsbad ondergaan het, is dit tyd vir die verlovingsseremonie. Tydens die seremonie sou die beker wyn van verloving deur die bruid en bruidegom gedeel word. Lukas 22 vers 20. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed wat vir julle uitgestort word. Die bruidegom sou die matan aan sy bruid gee, om sy liefde vir haar aan te dui en om haar te laat weet dat hy vir haar terugkom. Efesiërs 4 vers 7 tot 8 en vers 11 tot 16. Maar aan elkeen van ons is die guns gegee volgens die mate van die gawe van die Messias. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die Adamiete gegee. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die afgesonderdes toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van die Messias, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van Elohim, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van die Messias, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluwheid om lustiglik tot dwaling te bring. Maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik die Messias, uit wie die hele liggaam,
goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6. Daar is wel verskeidenheid van bedieningsgawes, maar dit is dieselfde Gees, en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Meester, en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde Elohim, wat alles in almal werk. Messias het sy bruid geskenke of gawes gegee wat haar sal help om volwasse te word tot 'n perfekte bruid. Hy het vir haar gawes gegee wat tot voordeel sal strek en sy liggaam sal opbou. Verloof. Nadat hulle verloof was, was die bruid en bruidegom wettig getroud. Die volgende fase was vir die bruidegom om terug te gaan na sy pa se huis en 'n plek vir haar voor te berei. Johannes 14 vers 2 tot 3. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nadat hulle verloof was, was die bruid en bruidegom wettig getroud. Die volgende fase was vir die bruidegom om terug te gaan na sy pa se huis en 'n plek vir haar voor te berei. Hosea 2 vers 19 tot 20. En ek sal my met jou verloof tot in ewigheid en my met jou verloof in geregtigheid en in reg en in goedertierenheid en in ontferming. En ek sal my met jou verloof in trou, dan sal jy Jahwe ken. Tydens die verlovingsstadium sou die bruid haarself aan haar man toewy, kiddushin. Sy sou alles oor haar man leer en hoe om 'n aangename vrou en hulpverlener te wees. Sy sou haar trouklere voorberei. Gedurende hierdie tyd het die bruid en bruidegom mekaar nie gesien nie, maar het boodskappe aan mekaar gestuur deur die vriend van die bruidegom. Johannes 14 vers 15 tot 16. As julle my liefhet, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Johannes 15 vers 26. Maar as die trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal dit van my getuig. Johannes 16 vers 13 tot 14. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal dit julle in die hele waarheid lei, want dit sal nie uit dit selfs praat nie, maar alles wat dit hoor sal dit praat en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verhoog, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die Moedim of vasgestelde tye, Levitikus 23. Die seremonies van die antieke Hebreëse huweliksmodel kan in 2 dele verdeel word. Die Erusin, die verloving, en die Nisuin, die huwelik. Interessant genoeg kan die Moedim of vasgestelde tye van Majesteit Jahwe ook in 2 dele verdeel word, naamlik die lente Moedim en die herfs Moedim. Die Moedim of vasgestelde tye beskryf Elohim se verlossingsplan vir sy volk. Tog sien min hoe die Moedim aan die antieke Hebreëse huweliksmodel verbind word. Beide van ons Messias se komste is gekoppel aan beide die Moedim en die antieke Hebreëse huweliksmodel. Kom ons kyk. Erusin is die verloving. Dit is die lente Moedim, met ander woorde die eerste koms. Die Nisuin is die troue. Dit gaan oor na die herfs Moedim. Dit is die tweede koms.
Kom ons begin om hierdie dinge een op die ander te plaas. Die Pasga het Messias gesterf. Fees van ongesuurde brood was Messias begrawe. Eerste vrugte het Messias opgestaan. Pinkster was die afgesonderde Gees uitgestort. Dag van trompetgeklank, vraagteken. Dag van versoening, vraagteken. Loofhuttefees, vraagteken. Werp die antieke Hebreëse huweliksseremonie lig op wat op die herfsmoedim sal plaasvind. Dit is met ander woorde die dag van trompetgeklank, die dag van versoening en die loofhuttefees. Kom ons kyk na 'n vinnige opsomming. Die erosien of verlovingsstadium, die bruid en die bruidegom ondergaan 'n reinigingsbad of mikwa. Dan vind die gee van die matan plaas. Dan vind die ondertekening van die ketubah plaas en dit eindig met 'n verbondsmaal en 'n beker wyn. Dan gaan ons na die nisuïn of huwelikstadium. Die bruidegom wat sy bruid kom huis toe neem, word aangekondig deur sy 2 getuies. Die afhandeling van die geloftes en die beker wyn vind plaas, dan vind die voltrekking plaas en laastens vind die bruilofsfees plaas. Nou lees ons in Matteus 26 vers 26 tot 28. En terwyl hulle eet, neem Joshua die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Watter stadium van die huweliksmodel was dit? Hoe was 'n verloving verseël? Matteus 26 vers 29. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. Ons Messias het pas die beker van verloving gedeel. Hy sê dat hy nie van die vrug van die wingerdstok sal drink voordat dit so in die koninkryk gedoen word nie. Wat was die volgende beker wyn in die huweliksmodel? Tematiese verbintenisse, Pesach of Pasga. Die bloed of wyn, Deuteronomium 32 vers 14. En druiwebloed het jy gedrink, skuimende wyn. Bloed of wyn, die bloed het beskerming gebied, 'n tipe van afgesonderdheid. Exodus 6 vers 7, en ek sal julle as my volk aanneem en vir julle 'n Elohim wees, en julle sal erken dat ek Jahwe julle Elohim is wat julle uitlei onder die harde arbeid van die Mitsraimiete uit. So die bloed het beskerming gebied. Ongesuurde brode om saam met die maaltyd geëet te word. Die eet van die maaltyd self was die verseëling van die verbond. Net tersyde, die 4 bekers. Tydens die Pasga-seremonie was 4 bekers gedrink. Dit was gebaseer op die 4 kere wat Elohim gesê het, ek sal. Kom ons kyk saam daarna in Exodus 6 vers 6 tot 7. Daarom, sê aan die kinders van Israel, ek is Jahwe, en ek sal julle onder die harde arbeid van die Mitsraimiete uitlei, en ek sal julle red uit hulle slawerny, en ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm en deur groot veroordelings, en ek sal julle as my volk aanneem en vir julle 'n Elohim wees, en julle sal erken dat ek Jahwe julle Elohim is wat julle uitlei onder die harde arbeid van die Mitsraimiete uit. Kom ons kyk na daardie 4 bekers bietjie van nader vanuit die skrifgedeelte wat ons sopas gelees het. Die eerste beker is die beker van heiligmaking of afsondering. Ek sal julle uitlei onder die laste van die Mitsraimiete. Die tweede beker is die beker van oordeel. Ek sal julle verlos van hulle slawerny. Die derde beker
is die beker van verlossing. Ek sal julle verlos met 'n uitgestrekte arm. En die 4de beker is die beker van lof of herstel. Ek sal julle as my volk aanneem en ek sal julle Elohim wees. In die antieke Hebreëse huweliksmodel vind ek net 3 bekers wyn wat gedrink word. Die aanvaarding van die formele huweliksaansoek, met die aanvaarding van die formele huweliksaansoek, met die erosien of verlovingsstadium en met die nisuïen of troue. Dit beteken dat daar 'n beker ontbreek. Kom ons kyk weer. Die eerste beker is die beker van heiligmaking. Dit is die aanvaarding van die formele huweliksaansoek. Dan kry ons die oordeelsbeker. Dan kry ons die beker van verlossing, die erosien, die bruidsprys is betaal. En laastens kry ons die beker van lof, die nisuïen, die troue roep vir vreugde. Die beker wat by die antieke Hebreëse huwelikseremonie ontbreek, is die beker van oordeel. Hoekom? Matteus 26 vers 39. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Die oordeelsbeker was oor die Egiptenaars uitgegiet. Ons het almal uit geestelike oorspel en uit Egipte gekom. Efesiërs 2 vers 1 tot 7. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar Elohim, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met die Messias. Uit guns of genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in die Messias Yeshua, sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy guns in goedertierenheid oor ons in die Messias Yeshua. Elohim sal net 'n nederige bruid verhef. Lukas 14 vers 7 tot 11. En toe hy merk hoe hulle die voorste plekke uitkies, vertel hy aan die genooides 'n gelykenis en sê vir hulle, wanneer jy deur iemand na 'n bruilof uitgenooi is, moenie die voorste plek inneem nie, ingeval daar nie miskien een wat waardiger is as jy deur hom uitgenooi is nie. En hy wat jou en hom genooi het, kom en vir jou sê, maak plek vir hierdie man, en dan sal jy met skaamte die agterste plek begin inneem. Maar wanneer jy genooi is, gaan en neem die agterste plek in, sodat wanneer hy kom wat jou genooi het, hy vir jou kan sê, vriend, gaan hoër op. Dan sal jy eer hê voor die wat saam met jou aan tafel is. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en elkeen wat homself verneder, sal verhoog word. Openbaring 11 vers 7 en vers 11. En wanneer hulle hul getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. En na die 3,5 dag het 'n gees van die lewe uit Elohim in hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. Lukas 14 vers 11. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wat homself verneder, sal verhoog word. Openbaring 11 vers 12. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen. En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hul vyande het hulle aanskou. Tematiese verbintenisse.
die fees van ongesuurde brood. Ongesuurde brode om die hele week te eet. Weereens 'n verwysing na die verbondsverlowingsmaaltyd, die skoonmaak van suurdeeg uit 'n mens se huis. Suurdeeg is gelyk aan skynheiligheid, is gelyk aan geestelike oorspel. 'n tipe kiddushin, om onsself af te sonder vir ons bruidegom. Toewyding van die eerstelinge van die eerstelinge. Dit is die dag waarop die bruid deur die bruidegom aanvaar word. Levitikus 23 vers 11. En hy moet die gerf voor die aangesig van Jahwe beweeg, sodat julle aanvaarbaar kan wees. Die dag na die Shabbat moet die priester dit beweeg. Tematiese verbintenisse, die dag van eerstelinge. Toewyding van die eerstelinge van die eerstelinge. Dit is die dag waarop die bruid deur die bruidegom aanvaar word. Net soos 'n bruidegom sou aantrek vir die geleentheid, so het Yeshua in heerlikheid en aansien uit die dood opgestaan. Die verlovingsseremonie was slegs 'n klein voorsmaakie van die huwelikseremonie wat nog sou kom. Tematiese verbintenisse. Pinkster of Shavuot. Die dag wat die ketubah gespreek en geteken was. Dit is die dag toe die Ruach of afgesonderde gees gegee was, om ons te help om die ketubah op ons harte te skryf. Die ketubah hier is simbolies van Vader se instruksies, die Torah. Dit is die dag wat die bruidegom geskenke aan sy bruid gegee het, as 'n belofte dat hy vir haar sal terugkeer. Tematiese verbintenisse. Yom Teruah, die dag van trompetgeklank. Dit is die dag van geskreeu en shofars wat geblaas word. Dit is die aankondiging van die dae wat volg waarin voorkom daardie dag en daardie uur wat niemand weet nie. Dit is wat die bruidegom sou antwoord wanneer mense hom sou vra wanneer die troudag is. Matteus 24 vers 36. Maar van daardie dag en daardie uur weet niemand nie, ook die boodskappers of engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Kom ons onthou dat die bruidegom sy bruid sou kry wanneer sy pa die opdrag gegee het dat hy gereed is. Toe die bruidegom sy bruid kom haal het, was daar 'n groot optog van blydskap, gejubel en shofar geskal. Die bruid sou die lig van die optog in die nag sien en moes uitgaan en die bruidegom ontmoet soos hy haar kom haal het. Die woord Nisuin beteken om te neem, afkomstig vanaf die stamwoord naso, wat beteken om op te lig. 1 Tessalonisense 4 vers 15 tot 17. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Meester, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Meester, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Meester self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van Elohim, en die wat in die Messiah gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word die Meester tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Meester wees. Dit was gebruiklik dat die bruidegom se getuies aan die hoof van die optog was en sy koms aankondig. Matteus 3 vers 1 tot 3. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Jehuda gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gepraat is toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van Jahwe, maak sy paaie reguit. Openbaring 11 vers 3 tot 4. En ek sal aan my 2 getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Hulle is die 2 olyfbome en die 2 kandelaars wat voor die Elohim van die aarde staan.
tematiese verbintenisse. Yom Kippur, die dag van versoening. Dit is die dag van vergieting van bloed. Dit is die dag van oordeel. Dit spreek van die voltrekking tussen bruid en bruidegom. En dit sal die dag wees wanneer die bruidegom sal uitvind of sy bruid 'n maagd is of nie. 2 Korintiërs 11 vers 2. Want ek is jaloers oor julle met die ywer van Elohim, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan die Messias voor te stel. Levitikus 21 vers 10 en vers 13 tot 14. En die priester wat die hoogste onder sy broers is, op wie se hoof die salfolie uitgegiet is en wat as priester aangestel is om die klere aan te trek, hy mag sy hare nie laat loshang en geen skeure in sy klere maak nie. En hy moet 'n vrou in haar maagdelike staat neem, 'n weduwee of een wat verstoot is of 'n onteerde of 'n hoer, hulle moet hy nie neem nie, maar 'n jong meisie uit sy volksgenote moet hy as vrou neem. Openbaring 14 vers 1 en dan vers 4 tot 5. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die Adamiete as eerstelinge vir Elohim en die lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van Elohim. Joel 2 vers 1 tot 2 en dan vers 15 tot 17. Blaas die ramshoring op Sion en blaas alarm op my afgesonderde berg. Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van Jahwe kom, want hy is naby, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkennag, soos die môre skemering uitgesprei oor die berge, kom 'n talryke en magtige volk, wat van oudser sy gelyke nie gehad het nie, en dit hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslagte nie. Blaas die ramshoring op Sion, sonder 'n vasdag af, roep 'n vergadering saam, versamel die volk, sonder die gemeente af, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suigelinge. Laat die bruidegom uit sy kamer, Geder, uitgaan, en die bruid uit haar slaapvertrek, Chupa. Laat die priesters, die dienaars van Jahwe, tussen die voorportaal en die altaar ween en sê, O Jahwe, spaar die volk en gee u erfdeel nie oor aan oneer, dat die nasies met hulle spot nie. Waarom sou hulle onder die volke sê, waar is hulle Elohim? Die Chupa. Psalm 19 vers 1 tot 6. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Die hemele vertel die eer van El, en die hemelruim verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak, en dit is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer, of Chupa. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan, en niks is verborge vir sy hitte nie. Jesaja 4 vers 2 tot 6. In daardie dag sal die spruit van Jahwe wees tot sieraad en voortreffelikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel. En wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, hulle sal afgesonder genoem word, elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusalem. As Jahwe die onreinheid van die dogters van Sion afgewas
en die bloedskulde van Jerusalem daaruit weggespoel het deur die gees van strafoplegging en die gees van uitdelging. Dan skep Jahwe oor elke woonplek van die berg Sion en oor sy plekke van samekoms 'n wolk bedags en rook met die glans van vuurvlamme in die nag, want oor alles wat voortreffelik is, sal daar 'n beskutting of goepa wees. En daar sal 'n afdak, 'n soeka wees, vir 'n skaduwee bedags teen die hitte, en vir 'n skuilplek en toevlug teen die stortbui en die reën. Dit is op Yom Kippur, die dag van versoening, dat die bruid rein sal wees. Ons hoëpriester sal slegs met sy bruid voltrek wanneer sy sonder vlek of gebrek is. Wanneer die voltrekking plaasgevind het, sou die bruidegom uitkom met die bewyse van maagdelikheid en hom verheug. Dus kon die bruilofsfees dan begin, 'n fees wat 7 dae lank sou duur. Tematiese verbintenisse. Sukkot, die loofhuttefees. Openbaring 7 vers 9 tot 11. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, verlossing aan ons Elohim wat op die troon sit, en aan die lam. En al die boodskappers het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. En hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en Elohim aanbid en gesê, Amen, die lof en die grootheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan ons Elohim tot in alle ewigheid. Amen. Toe het een van die ouderlinge gepraat en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my meester, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van Elohim en dien hom dag en nag in sy tempel, en hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Rut 3 vers 8 tot 9. En die man het teen middernag geskrik en vooroor gebuig en kyk, daar lê 'n vrou aan sy voetenend. En hy vra, wie is jy? Toe antwoord sy, ek is Rut, u dienares. Brei dan u vleuel oor u dienares uit, want u is die losser. Die groot bruilofsfees. Openbaring 19 vers 6 tot 9. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, Halleluja, want Jahwe Elohim, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die afgesonderdes. Toe sê hy vir my, skryf, geseënd is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van Elohim. Jesaja 25 vers 6 tot 9. En Jahwe van die leerskare sal op hierdie berg vir al die volke berei 'n maaltyd van vetspyse, 'n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van gesuiwerde ou wyn. En hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is. Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die meester Jahwe sal die trane van alle aangesigte afvee, en hy sal die oneer van sy volk van die hele aarde af wegneem, want Jahwe het dit gepraat. En hulle sal in daardie dag sê,
kyk, dit is ons Elohim, op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is Jahwe op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Die Moedim of vasgestelde tye. Met die Pesach of Pascha het Mashiach gesterf, dit was die wyn van die verbondsmaal wat geneem was. Met die fees van ongesuurde brood was Mashiach begrawe, wat voorstel die brood van die verbondsmaaltyd. Die dag van eerstelinge het Mashiach opgestaan, wat wys op die toewyding en aanvaarding van die bruid. Met Pinkster of Shavuot was die afgesonderde gees uitgestort, en dit simboliseer die gee van die Matan. Met die dag van trompetgeklank, oftewel Yom Teruah, sal Yeshua terugkeer, en dit versinnebeeld die bruidegom wat sy bruid neem. Die dag van versoening of Yom Kippur versinnebeeld die oordeelsdag. Die Loofhuttefees, oftewel Sukkot, versinnebeeld die huweliksfees. En die laaste groot dag versinnebeeld dag 1 van die millennium, naamlik die 1000 jaar vrederyk, waar die lewe as man en vrou saam begin. Tematiese verbintenisse. Shemini Atzaret, dit is die laaste groot dag. Jesaja 61 vers 1 tot 11. Die gees van die Meester Jahwe is op my, omdat Jahwe my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes, om uit te roep 'n jaar van die welbehae van Jahwe en 'n dag van die wraak van ons Elohim, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van Jahwe, om sy grootheid te betoon. En hulle sal die ou pynhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig, en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag. Die vreemdelinge sal staan en julle kleinvee oppas, en uitlanders sal julle landbouers en wynboere wees. Maar julle sal priesters van Jahwe genoem word. Aan julle sal gesê word, dienaars van ons Elohim, julle sal die rykdom van die nasies eet en op hulle voortreffelikheid julle beroem. In plaas van julle skande ontvang julle 'n dubbele deel, en in plaas van die oneer sal hulle jubel oor hul deel. Daarom sal hulle in hul land 'n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet. Want ek, Jahwe, het die reg lief, ek haat die roof met onreg, en ek sal hulle getrou hul loon gee en 'n ewige verbond met hul sluit. En hul nageslag sal bekend word onder die nasies, en hulle nakomelinge onder die volke. Almal wat hulle sien, sal hulle daarvoor aansien dat hulle 'n geslag is wat Jahwe geseën het. Ek is baie bly in Jahwe, my siel juig in my Elohim, want hy het my beklee met die klere van verlossing, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Want soos die aarde sy plante voortbring, en soos 'n tuin sy gewasse laat uitspruit, so sal die Meester Jahwe geregtigheid en lof laat uitspruit voor die oog van al die nasies. Jesaja 62 vers 3 tot 5. En jy sal 'n sierlike kroon wees in die hand van Jahwe, en 'n koninklike tulband in die hand van jou Elohim. Jy sal nie meer genoem word verlatene nie, en jou land sal nie meer genoem word wildernis nie, maar jy sal genoem word my welbehae, en jou land die getroude, want Jahwe het 'n behae in jou en jou land sal getroud wees. Want soos 'n jonkman 'n jonge dogter trou,
so sal jou kinders jou trou, en soos die bruidegom bly is oor die bruid, so sal jou Elohim oor jou bly wees. Sodra die groot bruilofsfees van die Lam plaasgevind het, sal die millennium, oftewel 1000 jaar vrederyk begin. Die koning sal saam met sy bruid vanuit Sion, dit is Jerusalem, regeer. Ek eindig met Openbaring 2 vers 26 tot 27. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. Halleluja! Baie dankie vir die saamkyk, medebroers en susters, medevolksgenote. Kyk gerus uit vir deel 3 volgende keer. Tot dan, Selah.